Welkom by hierdie begeleide gebedservaring. Vandag dink ons saam oor God as ons versorger. Dit is belangrik wanneer ons aan God bid, of saam aanbid, of alleen aanbid, dat ons gesonde denke moet hê oor God, oor hoe ons oor hom dink. En dis een van die maniere om oor God te dink. Iets wat die Bybel ons leer oor God is dat God ons versorger is, dat hy na ons omsien. Ons almal ervaar uitdagings wat ons soms onseker en bekommerd laat voel. Vandag wil God jou herinner dat hy jou ken, dat hy jou behoeftes verstaan, dat hy weet wat jy nodig het en dat hy altyd na jou sal omsien. Haal diep asem, word vir 'n oomblik stil. Luister na Jesus se woorde uit Matteus 6. Daarom sê ek vir julle, moenie julle bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. En tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? Baie raakpunte in hierdie gedeelte wat ons uitnooi om te dink oor hoe ons oor onsself ook dink, nie net oor God nie. Hierdie gedeelte roep ons en dit vra vir ons, is jy nie meer werd as die voëls in die lug wat God versorg nie? Ons is vandag op 'n plek waar baie van ons sukkel met selfbeeld, bang is om meer van onsself te dink, want wat gaan ander mense dink? En wanneer ons te min van onsself dink, dan begin ons dink dat God ook min van ons dink. Hierdie gedeelte herinner ons dat God baie van ons dink. En dalk is dit nodig dat jy moet begin om jouself te sien deur God se oë. Wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verduur? Neem 'n oomblik en dink oor dit waaroor jy tans bekommerd is. Wat lê swaar op jou hart vandag? Here, ek erken vandag my bekommernisse aan U. Ek plaas my sorges in U hande en vertrou U as my versorger. Dankie dat U my waardevol ag en altyd na my omsien. Ons almal ken Psalm 23 so goed. Dis 'n psalm wat ons juis onthou wanneer ons op plekke is in ons lewe waar ons onseker is. Dis 'n gedeelte wat ons herinner aan God se versorging. Pieter het 'n rukkie gelede ook hierdie psalm in detail bespreek. Luister net weer na die psalm wat sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. En ek sal nie bang wees nie, selfs al gaan ek deur donker dieptes, want U is by my, in U hande is ek veilig. Dalk het jy 'n situasie wat voel soos 'n donker diepte. Jy is onseker of jy in jou eie mag, of dit nou finansiëel, emosioneel of met verhoudings is,
hierin kan ingaan en ander kant kan uitkom. Onthou dat God saam met jou ingaan, dat God by jou is en dat hy jou gaan lei en jou gaan versorg in die proses. Here, ek bevind my soms in donker en moeilike tye, maar ek weet dat ek nooit alleen is nie. U is my herder. Lei my deur hierdie uitdagings en gee my die vrede en krag wat net van U afkom. Luister na Paulus se versekering in Filippense 4, my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. God se voorsiening kom dikwels op maniere wat ons nie verwag nie. Neem 'n oomblik om terug te dink aan 'n tyd in jou lewe toe God onverwags in jou behoeftes voorsien het. Hoe kan hierdie herinnering jou help om jou huidige uitdagings met vertroue tegemoet te gaan? Vader, U weet presies wat ek nodig het. Ek vertrou U voorsiening, selfs al sien ek nie dadelik hoe dit sal gebeur nie. Dankie dat U beloftes waar is en U sorg altyd betyds kom. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Hierdie gedeelte herinner ons dat God nie passief teenwoordig is nie, maar dat hy 'n Vader is wat ons vashou, wat ons nie sal los nie, wat persoonlik betrokke is in ons lewens. En ons moet erken dat ons soms swak voel en ons moet ons afhanklikheid bely. Here, ek erken dat ek dikwels swak voel. Help my om vandag U hand te voel wat my dra. Ek kies om vandag nie bang te wees nie, omdat U saam met my is en my sal help. Dankie vir U getrouheid. Dink nou na oor hierdie diep belofte uit Romeine 8. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgegee het, sal hy ons nie ook saam met hom alles uit genade skenk nie. God se grootste bewys met sy versorging is dat hy sy eie seun vir jou gegee het. As hy jou grootste behoefte voorsien het, hoeveel te meer sal hy nie ook in jou alledaagse behoeftes sorg nie. Ons sluit dan af. Here, dankie dat U so lief vir my is, dat U alles gegee het. Help my om U liefdevolle voorsiening te vertrou, selfs wanneer ek twyfel. Herinner my daaraan dat niks van U liefde kan skei. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.